Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie dat jy die week saam met my die pad gestap het. Dis Vrydag, lekker Vrydag. Ons geniet 'n Vrydag altyd. En vandag se skrif is 'n verandering van wat ons die heel week sê. Ons het sê die heel week sê ons die woord is die kos van jou gees en dit bly die waarheid. Maar God sê ook sy woord is die saad wat gaan vrug dra. Jy sien, ons leef met 'n geskeurde hart. Jou hart is soos 'n land wat geploeg is, né? En daai jy kan daai land ploeg en ploeg en ploeg en weer ploeg en nog ploeg. En ons doen dit. Kom ek praat mooi. Ons doen dit van Oktober af. Skeer ons harte. Ons het sê ons moet elke dag ons hart skeer voor die Here. Sonde bely, oopmaak voor die Here. Maar hoor mooi. Daar gaan nooit vrug uit 'n geploegde land uitkom as jy nie iewers plant nie. Dis wat die woord is. Die woord is die saad. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote, en as julle in my bly, dra jy baie vrug. Hy is die vrug op die einde. Jesus vertel die gelykenis, Markus 4:20. Maar hulle by wie op die goeie grond gesaai is die mens wat die woord hoor en dit aanneem en groot oes oplewer. Party 30, party 60, party selfs 100 mal wat oorspronklik gesaai is. Mens, my en jou doel is om vrug te dra. Wat is vrug? Lewens wat om ons verander. Liefde wat uitgaan. Mense wat sien, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Oor hoe ek en jy leef. Vrug verander lewens om ons. Hy sê, hoe dra ons vrug? As daar saad inval. En dis die woord. Jesus het hierdie gelykenis vertel, grond, die saad, die woord val op die harde pad en op die sypaadjie en die besige pad en die vlak grond en al die verskillende harte waarop die saad kan val. Maar my en jou hart is geskeer en ons het nou saad nodig. So mens, vul jou hart met saad. Kan ek vir jou sê, ek het agtergekom, dis nie een saadkorrel wat ontkiem in ons storie met die Here nie. Dis saad op saad op saad. Dis amper soos die voorplanting in die diereryk en die mensdom. Dis baie saad wat betrokke is om een siel tot bekering te bring. Dis baie saad wat betrokke is vir die geboorte van 'n bees of 'n dier of enigiets soos dit. Dis baie bevrugting wat plaasvind vir een voorplanting en dieselfde in die koninkryk van God. Dis baie saad wat op my hart moet val vir vrug om uit te kom. So mens, vul jou hart met God se woord en die vrug dra kom so al van self. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, baie dankie. Die woord is kos vir my hart, maar dit is nie net kos vir my gees wat my sterk maak nie. Dit is ook die saad wat later sal ontkiem en vrug dra. So Here, daarom bid ons. Here, ons wil ons harte vul met u woord, met u saad, sodat ons kan vrug dra. Here, as ek sê my lewe dra nie vrug nie, is dit dalk omdat daar nie saad is nie. As ek sê ek sien nie resultate nie, ek sien nie wonderwerke nie, ek weet nie of die Here my gebede verhoor nie, ek sien nie mense om my tot bekering kom nie, dis dalk omdat daar nie saad is in my hart nie. Here, help my. Ek maak hierdie besluit vandag, meer van die woord in my hart, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, lekker Bybel lees, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.